Goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën aan sy wonderlike doel in u hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, op hierdie foto mag u dalk nou die renoster sien wat hier reg voor u lê en as jy 'n bietjie langer kyk, sal jy sien daar in die skaduwee lê daar nog 'n paar renosters. As ons deesdae wildtuin toe of na een van die parke toe gaan, dan is dit nogal iets wat baie skaars is om te sien. Skaarser as 'n luiperd en moeiliker om te vind selfs as 'n luiperd. En eendag sal ons dalk van ons kinders net moet vertel dat 'n bul weeg enigiets van 2000 tot 2300 kilogram en 'n koei enigiets van 1300 tot 1600 kilogram. Ons sal vir hulle dalk moet vertel dat tot by die hoogte is hulle 180 sentimeter hoog en dat hulle totale lengte 4,5 tot 4,8 meter is en dat die gemiddelde lengte van die horing 90 sentimeter is. Maar die feit dat een ek dalk sukkel om 'n renoster in die wildtuin te sien, beteken nie dat hulle nie daar is nie. En dit moet vir ons baie sê ook oor wat mense oor God glo. Nou liewe vriende, ons het die afgelope tyd deur die woord van die Here gegaan, deur al die boeke wat daar is. En dit moes seker vir u in 'n groot opsig baie dinge van bewus gemaak het. Maar waarvan u die meeste bewus moes geword het, is dat God is 'n werklikheid. Dis nie iemand met wie ons kan speel nie, dis iemand wie ons baie nodig het in ons lewe. Ons kan sekerlik ons hele lewe aan hom kom toevertrou en ek vertrou u het al op so 'n plek gekom om u hele lewe aan die Here toe te wy. Dis baie belangrik dat u dit moes ontdek en moes sien en dat u dan ook gesê het, Here, kom vergewe my sonde, maak my u kind. Daar is mense wat nie in die Here glo nie vandag nog en wat nie maak asof God nie bestaan nie. 1 Korintiërs 2 vers 14 praat van hulle. Hy sê maar die natuurlike mense neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hulle dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie omdat dit geestelik beoordeel word. En daarom is daar baie mense wat nog nie die Here gevind het as hulle verlosser en saligmaker nie. En omdat hulle ongered is, verstaan hulle nie die werking van die Here nie. Hulle vra vrae soos: "Waarom as daar 'n God is, kom daar iets soos 'n aardbewing? Word mense siek? Gaan mense dood?" Maar hulle verstaan nie wie God is nie. En dis juis oor hulle nie die Bybel lees nie, is juis oor hulle nie ag gee wat in die woord van God staan nie, dat hulle nie op hierdie vrae antwoord kan kry nie. En daarom, liewe vriende, hulle wat die Here wel ken, hulle het antwoorde op hierdie vrae. Daar is iets wonderlik om op te merk in die Bybel. As jy onthou, die eerste vers van die Bybel het so begin: In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Nou, liewe vriende, is dit nie wonderlik hoe ons dit net doodeenvoudig in die Bybel lees? In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Wat so wonderlik oor hierdie teksvers is dat ons moet sien wat hier oor God verklaar word, liewe vriende. Die Bybel open met 'n feit: God bestaan. Dit probeer nie bewys dat God bestaan nie. Die Bybel is juis daarop ingegee vir as jy glo, sal jy sien en as jy nie glo nie, sal jy nie sien nie. En tog is al die bewyse daar dat enige mens kan weet dat daar 'n God in die hemel is en voor wie ons moet buig. Liewe vriende, dit maak nie saak watter omstandighede mense verkeer nie. As u na die dokter toe gaan, liewe vriende, en u is siek en die siekte is binne in die ingewande, dan glo u die dokter. U sien nie binne in die ingewande nie, maar u glo daardie dokter doeteenvoudig, want u sien en ervaar tog die simptome. Net so sal mense ook weet God bestaan, liewe vriende. Al sien hulle nie die Here nie, kan hulle deur al die omstandighede wat gebeur sal weet God bestaan. Ons kan nie anders as om so voor die Here te kom buig en te sê: Here, ons weet u bestaan, u is 'n werklikheid vir ons dan ook. Psalm 14 vers 1 sê Dawid daarso, hy sê: Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul dade, daar is niemand wat goed doen nie. Nou, liewe vriende, hierdie teksvers openbaar baie duidelik waarom mense vandag nog sê dat daar nie 'n God is nie. Liewe vriende, die eenvoudige verklaring is net doeteenvoudig dit: hulle lees nie die Bybel nie, hulle let nie op wat aangaan in die skepping nie. Hulle ken die mens nie, liewe vriende, en dan moet ons ook verder weet, hulle regverdig hulle eie sonde. Dis hoekom hulle eintlik wil sê daar's nie 'n God nie, want hulle wil in hulle eie sonde voortleef. Hulle dink dit sal maak dat hulle nie voor die troon van God eendag gaan staan nie. As jy nou sê daar's nie 'n God nie, hoe kan jy voor die troon van God gaan staan? So dink hulle, maar 'n mens gaan voor die troon van God staan.
Alles is daar dat jy hom kan glo. As jy nie die Bybel wil lees nie, die Here die son elke oggend laat opkom, dat jy kan weet, God bestaan. En daarom moet elke mens dit weet, en elke mens moet sekerlik op 'n plek wees om sy of haar saak met God reg te maak. Ons kan dit nie net by ons laat verbygaan nie. Liewe vriende, God beantwoord gebede. Die kind van die Here weet dit. Hy openbaar sy woord aan ons. Ons ervaar dit, hoe die woord van die Here vir ons lewend word. Ons is verlos van sonde. Dis wat die Here kom doen. Let tog op hoe die Here mense van sonde verlos het, waarvan niks anders kon hulle daarvan verlos nie. Ons is in 'n lewende verhouding met die Here. Of ons jonk is, liewe vriende, ons is in 'n lewende verhouding met die Here. Of iemand ouer is, beteken dit dat hulle ook nog steeds in 'n lewende verhouding met die Here is. En hulle dien die Here. Daar's jong mense en ouer mense wat die Here net dood eenvoudig dien. Daar is mense wat siek is, wat die Here dien en hom bly dien en getrou bly om die Here te dien. En liewe vriende, en dan is daar mense wat heeltemal gesond is en selfs talente mag hê en dit beoefen en hulle dien ook die Here. Die vraag vandag is: het u al die Here aangeneem as u verlosser en saligmaker? Glo u vas God bestaan? Het u op 'n plek gekom om te sê dat u algeheel hom nodig het en afhanklik is van hom, om nie in u eie wil en metode te handel nie, maar dat u hom kon vertrou het? Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, ons bid vir mense wat vandag nie glo nie, nadat hulle die Bybel dalk al mag gelees het, nie glo nie, dat hulle tot bekering mag kom. Ons bid vir elkeen wat glo dat hulle vas sal staan en u sal bly getrou dien. Amen.